Jesus, groot beamal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Heere, levende woord. Goeiedag. Nadat Prof. Curie gekyk het na die eienskappe van die mens, kyk hy na die begrippe gees, siel en liggaam. Daar is 'n ou verskil oor die samestelling of bestanddele van die mens. Bestaan die mens uit twee dele, siel en liggaam, of dalk uit drie, gees, siel en liggaam. Mense gaan uit hulle pad om dan te omskryf presies wat elke deel is. Intussen word die verskil nie opgelos nie. Is dit dalk omdat die uitgangspunt verkeerd is? Bestaan die mens hoegenaamd uit 'n aantal dele? Indien wel, sal dit heel wat meer as 2 of 3 moet wees. Wat van die hart, die gemoed, die kragte, die verstand, die wil, die gewete? Almal terme wat in die Bybel net soos gees, siel en liggaam vir die mens gebruik word. Daar is wel pogings om hierdie ander begrippe onder gees, siel en liggaam in te deel, maar dit is sonder grond in die Bybel. Al hierdie begrippe word in die Bybel vir die mens gebruik, maar op 'n vrye, onsystematiese, willekeurige manier. Jesus som die 10 gebooie op in 2 gebooie. Die eerste is om God lief te hê met jou hele hart, siel, verstand en krag, volgens Markus 12 vers 30. As ons uit vaste dele bestaan het, so dit dan beteken ons hoef hom nie lief te hê met ons liggaam, gees, gewete en gemoed nie. As Paulus ons vermaan om ons liggame as heilige offers aan God te wy, beteken dit ons kan maar ons siel en ons gees en ons hart vir onsself hou. As jy psalmdigter sê, sy siel smag na God, bedoel hy sy ander dele, hart, gees en liggaam, smag nie na God nie. Ons moet die beginsel onthou, dat woorde nie vaste betekenisse het nie, maar dat 'n woord in 'n bepaalde konteks betekenis kry. Daarom vertaal die nuwe vertaling nie meer die Griekse woorde vir gees, siel, liggaam ensovoorts altyd met dieselfde betekenis nie. Vroeger was dit so gedoen, en dan is dit letterlike vertalings genoem. As ons byvoorbeeld die Hebreëse woord nefesh altyd met siel vertaal, sal ons nou die volgende vertaling skry. Jesaja 29 vers 8, en soos 'n hongerige droom, dat hy eet, maar hy word wakker. Sy siel is leeg. Dit is in die 53 vertaling. Maar as 'n mens honger is jou maag leeg. Dis die betekenis van nefesh in hierdie vers. En so vertaal die nuwe vertaling dit ook. Jesaja 5 vers 14 lees letterlik: daarom het die doderyk sy siel wyd oopgemaak en sy mond uitgerek. Maar in die verband met mond is dit duidelik dat nefesh hier keel beteken. Jeremia 4 vers 10, die swaard raak aan die siel, terwyl die swaard natuurlik in 'n mens se nek of keel sal raak as die vyand jou bedreig. Spreuke 16 vers 26 lui letterlik: die siel van die werksman laat hom werk. Die bedoeling is dat hy werk omdat hy honger is, dus sy honger werk vir hom. Psalm 42 vers 2, my siel smag na God. Dit beteken nog eens nie dat my ander dele nie na God smag nie. Waarskynlik het ons hier intensief, sodat ons kan vertaal, ek is baie stil tot God. Ons ken dit in die gewone taal ook. Ek is tot in my siel ontsteld. Dit beteken nie 'n sekere deel van my is ontsteld nie, maar eenvoudig 'n oortreffende trap. Ek is baie ontsteld.
Uit hierdie paar voorbeelde kan ons klaar sien dat 'n mens dalk nie uit verskillende selfstandige onderdele bestaan nie, maar dat hierdie woorde net verskillende aspekte van die mens beskryf. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, wanneer ons so nadink oor wie en wat die mens is, dan kan ons eintlik maar net weer in verwondering vra, wat is die mens dat U ons so wonderlik gemaak het? Help vir ons om dit wat U as potensiaal in ons gesit het, te bereik. Dat ons nie U beeld in ons sal wegsteek nie, maar ook sal laat skyn in Jesus se naam. Amen.